Kom ons begin julle. Ons moet nou vanmiddag aangaan na Sondag 12b, nee. En dit is dan vraag en antwoord 32 van die katekismes. Kom ons kyk 'n bietjie net gou daar. Net so toe blaai Sondag 12 en vraag en antwoord 32. OK. Goed, kom ons bid eers voor ons begin. Onse Vader, baie dankie dat ons nou vanmiddag weer hier saam kan wees en kan werk en in u woord kan wees. Here, u sê vir ons in die woord, in elke moeitevolle arbeid is daar regtig 'n voordeel. En daarom, Here, vra ons ook dat as ons hier besig is en in u woord te wees, bid ons dat u dit vir ons tot voordeel sal maak deur u Heilige Gees. Dat ons u regtig sal leer ken en dat ons uit genade alleen sal al meer in Christus sal bly en dat ons in hom alles sal hê vir ons ware lewe. Baie dankie dat ons so na u toe kan kom. Amen. Right, kom ons dink nou net so 'n bietjie, as ons nou by Sondag 32 is, voordat ons nou daar by die vragies kom, net hierdie boekie van my ook oopmaak. Sondag 12 bedoel ek, vraag en antwoord 32, nee. OK. Nou hierdie vragie sê, waarom word jy 'n Christen genoem? Sien julle dit? Nee, waarom word jy 'n Christen genoem? So die vorige een, kom ons kyk net 'n bietjie die vorige ene, wat sê die vorige ene? By vraag 31. Het jy hom daar aan die, hè? Kyk 'n bietjie vraag 31, lees net vir ons die vragie by vraag 31. Waarom word jy Christus wat gesalfde beteken genoem? So dis vir ons laas week was, nee, waarom word hy, dis nou die seun van God, waarom word hy Christus wat gesalfde beteken genoem? Nou staan daar, waarom word jy 'n Christen genoem? So dit gaan nou hier so oor daai ding. Dit is nogals interessant dat ons katekismes maak hierdie eintlike afwyking in die hele storieetjie, want ons is nou besig om elke artikel van die 12 artikels ons te verduidelik, né? So dit begin by, wat beteken dit as jy sê ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde? Toe het ons nou daarby stil gestaan en dis Sondag 9 en 10. Toe gaan dit na die God die Seun toe. Hoekom noem jy hom Jesus? Wat verlosser beteken? Hoekom noem jy hom Jesus? En toe sit Maar hoekom Christus, nee? Waarom word hy Christus wat gesalfde beteken genoem? En nou is mens eintlik verwag, mens moet sommer dadelik aangaan by Sondag 13. By Sondag 13 staan daar, waarom word Christus ook die enige gebore seun genoem? Dit is mos nou hoe ons dit bely, dis hoe die 12 artikels loop. Maar woeps, hier's eers 'n onderbrekingkie, waarom word jy 'n Christen genoem? Dis interessant, nee? Dis belangrik, nee, waarom word jy 'n Christen genoem? Dis so belangrik. OK. Kom ons dink net so 'n bietjie oor waar is ons ouens? Ons is besig om die 12 artikels te behandel, nê? Nee. Wat is 'n ander naam vir die 12 artikels nou weer? Die belydenis. Geloofsbelydenis, dis reg, maar daar's 'n ander een. Daar's nog 'n geloofsbelydenis. Wat is daai eerste woordjie daar? Nederlands. Nee, nie Nederlands nie, maar dit is ook so 'n naam. Apostolies. Ja, dis die apostoliese geloofsbelydenis, né? Dis 'n ou belydenis, die 12 artikels apostoliese belydenis, want dit gaan terug na die apostels toe. Nee, na die 12 apostels. Kan jy dit oorvertel, né? Nou, dis nie hulle wat dit presies so opgestel het nie, maar net so rukkie na die apostels dood is, begin jy al hierdie belydenis kry. En nou het ons hierdie ding van ons behandel artikeltjie vir artikeltjie. Elke stukkie. Maar hoekom is ons nou weer daarmee besig? Hoekom leer ons meer oor die artikels? Daar by Sondag 7, se laaste vraagie omtrent het ons iets daaroor geleer. Hoekom is ons besig om die 12 artikels te leer? Want die 12 artikels is 'n wat van die woord? Dis 'n opsomming of 'n samevatting van die woord. OK. Nou as ons kom by daai samevatting van die woord, nê? Wat 'n woord? Die Bybel, nê, die evangelie ook, nê? OK, nou is daar 'n belangrike vraag wat nou hierdie ding bietjie link. Daar by Sondag
7 by vraag en antwoord 22 staan daar, wat moet 'n Christen glo? Wat moet 'n Christen glo? Ons dink 'n bietjie. Alles wat van die heilige evangelie beloof is en wat die 12 artikels saamvat. Mooi, alles wat in die heilige evangelie beloof word en in die 12 artikels van ons algemene ongetwyfelbare Christelike geloof saamgevat word. En dis daai apostoliese geloofsbelijdenis, nê. So met ander woorde, ons glo nie die Bybel en die belydenis nie. Dis verkeerd. Nee, ons het nie twee goed wat ons glo net die Bybel. Maar die apostoliese geloofsbelijdenis vat vir ons dit wat in die Bybel saamvat. So, of dit vat dit vir ons saam. En nou is 'n vraag, nog 'n vraag wat ek het. Ons glo alles wat in die evangelie vir ons beloof word. OK, so kom ons sit hom daar neer. Ons glo alles wat in die evangelie beloof word. Nou gaan ek nog iets vra. Waaroor gaan die 12 artikels? Dit gaan oor wie? Oor God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees. Ja, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Met ander woorde, hier staan die groot ding. Wat word vir ons in die evangelie beloof? Of wie word vir ons in die evangelie beloof? God die Seun. God beloof homself in die evangelie, né? Daar's 'n Bybelversie wat dit vir ons mooi sê dat God homself vir ons in die evangelie beloof. Wat is daai Bybelversie? Genesis 17. Versie 7. Nou, ek sal vir jou 'n God wees en vir jou nageslag. Dis wonderlik. Nee, dis wonderlik. Kom ons kyk 'n bietjie weer ons prentjie van die Bybel, né? Kyk na ons prentjie van die Bybel. Net hierso gaan. Kom ons sê, hierso is God se goeie skepping. En dit is Genesis 1 tot 3. Nee, ja. Ja, 1 tot 2, sal ek eerder sê. Nou, goed so, God se goeie skepping. Right. En nou, hier in God se goeie skepping leef die mens. Okay? Was die mens alleen daar binne in die skepping? Nee. Nee, hy leef saam met wie? God was ook daar. God was ook hier. Ons kan sê hier, in hierdie goeie skepping was God. God was hier. In 'n spesiale verbond verhouding. Okay? God was die Vader. En Adam en Eva is die seun en dogter. Okay? Dis hoe dit daar begin was. En ons sien dit in Genesis 3 vers 8 staan, God het in die aandwinkie in die laatmiddag het hy daar in die tuin kom wandel. God het by die mense kom kuier. Daar was hierdie spesiale verhouding. Nou kom die sondeval. Ons dink bietjie nou. Hier gebeur nou sondeval, né? Wat is hierdie son? Is Genesis 3. Dis die sondeval. Nou is die mens hier. Hierdie is 'n vervloekte wêreld. Okay, 'n stikkende wêreld. En hier is dood. Nee, dit is die straf. Okay? Dit was 'n goeie wêreld, nou 'n stikkende wêreld. En God is nie hier nie. Né? Hierso Efesiërs 2 vers 12 sê, sonder God
sonder hoop. Okay? Dis die probleem. Dit beteken nie God is nie hier, want God is altyd oral, maar God is hier in oordeel. Okay, so in plaas daarvan dat ons in 'n verbondsverhouding is, nou lewe ons onder God se oordeel. En as ons elke dag rondom ons kyk, dan sien ons hierdie soort wêreld. Daar is dood in hierdie wêreld, daar is misdaad in hierdie wêreld, daar is siekte in hierdie wêreld, daar is lyding in hierdie wêreld, daar is sonde in hierdie wêreld. En dis alles vir ons 'n storie van, ons leef nie meer hier nie. Ons leef in die oordeel van God. Okay. Maar nou kom God in sy evangelie. God kom in sy genade, kom hy hier in. Nee, hy stuur vir ons Jesus. Nee. Jesus kom hier in. Okay. En in hierdie evangelie beloof God, ek sal weer julle God wees. Nou, en wie is daar God? Hy is die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En as ons 12 artikels dan die evangelie saamvat, dan gaan dit oor God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Maak dit vir julle sin, ouens? Dis 'n wonderlike evangelie hierdie, nee. Dis wonderlik. Dit sê ons is nie meer hier so gevangenes nie, maar ons kan nou op pad wees na die nuwe aarde, nee. Na die nuwe hemel en aarde, Openbaring 21 en 22 waar gepraat word van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Okay. En dit sê daar gaan ons in volmaaktheid by God wees, maar dit sê ook God is nou al reeds met ons, by ons. En hy is met ons op pad hiernatoe. Maak dit sin? Okay. So dit is waar ons op die oomblik is. Ons het nou al geleer oor God die Vader. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. En deur Jesus Christus word hy my Vader. Okay? En op hom kan ek dan vertrou dat hy my sal versorg met alles wat ek nodig het. Okay? En hy deur sy voorsienigheid regeer en bepaal hy alles in my lewe. Okay? En in die wêreld. En daarom kan ek ook 'n vaste vertroue op die toekoms hê dat niks meer van sy liefde sal skei. En dit ons begin met God die Seun. Hy is Jesus, want hy is die verlosser. Okay? Waaruit verlos Jesus ons? Hy verlos ons uit die van sonde, van sonde. 3 goeters. Hy verlos ons uit die skuld van sonde en uit die mag van sonde en uit die gevolge van die sonde. Uit die skuld. Ons is skuldig, daarom staan ons onder die oordeel. Ons is in die mag van sonde, daarom wil ons heeltyd sonde doen. En ons lewe met die gevolge van die sondeval. Ons gaan dood en ons gaan hel toe. En dan kom verlos Jesus ons uit die skuld. Hy vat die skuld weg en hy bring weer ons in 'n verbondsverhouding met God. Hy verlos ons uit die mag van sonde. Nou wil ek nie meer vir sonde lewe nie, maar vir God. Hy verlos ons uit die gevolge van die sonde. Ons sal eendag opstaan uit die dood en by God wees. Okay, dis wat Jesus doen. En dit is geleer, hy is die Christus. Hy is die Christus. Wat beteken Christus? Gesalfde. Hy is die gesalfde. Waar kom die hele gesalfde storie nou weer vandaan? Vertel 'n bietjie vir my dit. Dit is mos wat ons nou laas keer oor gepraat het. Wat op aarde beteken gesalfde en waar kom daai hele storie vandaan? Waar lees ons in die Bybel van gesalfde? In die Ou Testament. In die Ou Testament, né? Wie is in die Ou Testament gesalf? Of nee, ek wil eers hoor, wat het hulle met jou gedoen as hulle sê nou maar, hier salf ons nou vir Dawid. Wat doen ons met Dawid as ons hom salf? Olie oor sy kop. Gooi daai kan olie nou daar oor sy kop uit. Nie karolie nie, gelukkig, ou karolie. Nee, dit was seker maar olyfolie of iets en hulle dalk het met goed wat lekker ryk gemeng met blommetjies en blaartjies en ek weet nie wat alles nie. Ek is bly hulle doen dit nie met my nie. Maar in 'n geval, dis hoe hulle daai tyd jou gesalf het. Nou is die vraag, waarvan was dit 'n teken? Daai salwing. Dit was 'n teken van wat? Van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat soos die salfolie oor jou kom, ook kom die Heilige Gees oor jou. En wat doen die Heilige Gees?
gee jou krag om jou amp te doen. Dit gee jou krag om jou amp te doen. Wat op aarde is amp? Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Wat is amp? Dit is 'n sekere plig. 'n Sekere plig, baie mooi, nê? 'n Sekere werk, 'n sekere werk wat jy het. Nou staan daar dat Christus word die gesalfde genoem. Nou praat bietjie met my daaroor. Hy is gesalf in hoeveel ampte? 3 ampte. Wat se ampte is dit? Profeet, priester, koning, baie mooi. Wat doen hy as profeet? As profeet verkondig hy, want dis mos wat 'n profeet doen, hy verkondig. Nou, wat verkondig hy? Die koninkryk. Ja, hy verkondig die koninkryk. En as hy die koninkryk verkondig, kom ons kleer dit bietjie in, wat nog? Wat vertel hy nog van die koninkryk? Wie is die koning van daai koninkryk? Hy sê ek is die koning. En hoe kom jy in die koninkryk in? Deur geloof. Ja, jy het geloof, ek sê reg, wat sê jy Marie? Deur die priester. Wat doen die priester? Hy offer wat? Hy moet uiteindelik homself offer, nê, aan die kruis. En Jesus sê, ek is die profeet en ek verkondig vir julle, ek is die koning en die priester. En kom ons dink 'n bietjie, soos dit nou mooi gesê, as profeet verkondig hy, as priester offer hy, as koning wat doen hy? Hy regeer oor ons nou. Hy regeer oor ons. Vroeger het Satan en sonde oor ons geregeer. Nou regeer koning Jesus oor ons, nê? En hoe regeer hy nou oor ons? Deur sy Deur sy gees en woord is hy besig om in ons te regeer. So dis 'n wonderlike ding, is koning Jesus in jou regeer. Dis nou interessant. Kyk nou, as ons land se regering regeer, hoe regeer hulle? Met mag. Met wette en met mag, nê? En dit is ook hoe dit moet werk. Dit moet so werk. Die regering sê, ons maak 'n wet en dan gaan ons die wet doen. Okay. Maar dit is altyd van buite af. Okay, dit kom na jou toe van buite af. As koning Jesus in jou regeer, dan regeer hy deur sy woord en gees van binne in jou hart. Nou verander hy jou lewe. Hy verander jou. Nou begin jy doen wat hy sê. Nou kan jy nou dink, kyk hoe wonderlik werk dit nou, nê? As daar nou 'n man en 'n vrou met mekaar trou en hulle is Christene. Nou daar waar hulle, eers was hulle nou apart op hulle eie, en daar het koning Jesus gewerk met sy woord en gees. En nou begin hulle al hoe meer te lewe soos koning Jesus wil hê. Nou, hierdie een ook, die vrou, sy was ook 'n Christen en die Here werk in haar, Here Jesus regeer in haar deur sy woord en gees. Sy doen al hoe meer wat Jesus sê om te doen. Maar nou kom hulle saam, hulle trou. Wat gaan hulle nou saam doen? Nou sê hulle, ons huwelik moet nou al hoe meer word soos wat koning Jesus sê, 'n huwelik moet wees. Ag, daar het jy wonderlike ding wat gebeur. Andile, hier is baie belangrik, nê? Nou het jy 'n wonderlike ding wat gebeur. Nou het hulle kinders. Wat gaan hulle nou sê? Ons moet ons kinders grootmaak soos koning Jesus sê. Sien jy, kom die koninkryk nou. Nou kry jy 'n erfie. Daar bly mense nou. Daar's 'n huis, daar's 'n tuin, daar's 'n man, daar's 'n vrou, daar so is kinders. Maar op daai erfie begin die koninkryk van God kom. Dis amper asof ons op daai erfie al weer ietsie van dit het. Hè? Want hulle maak die erf mooi, dit lyk mooi, hulle werk almal hard. Die pa's lief vir die ma's lief vir die pa. Hulle saam is lief vir die kinders. Hulle leer vir hulle die Bybel, hulle leer vir hulle van die Jesus. En daarso word dit anders as langsam, waar die pa te veel drank en die ma beklei en die kinders is in die straat. Sien, dit is verskillend, né? Dit lyk anders. En dis hoe koning Jesus in ons regering, so kom sy koninkryk al reeds nou, die volheid is op pad sien. Ok, maak dit sin? Dis belangrik. Nou, het daai pa dalk 'n kafee. Hy het 'n kafee daarso. Op die hoek van die straat het hy nou 'n kafeetjie, en hy werk elke dag daar, en hy maak kos. Wat gaan hy doen met sy geld? Hy gaan mooi werk met sy geld. Hoekom? Want die Bybel, koning Jesus sê, hoe werk jy met geld? En so begin die hele lewe, begin al hoe meer en al hoe meer
onder die heerskappy van koning Jesus kom nie, want hy is die profeet wat vir ons verkondig, hy is die priester wat sy lewe vir ons offer, en hy is die koning wat oor ons regeer, en ons ook beskerm en bewaar, en ons uiteindelik daar bring. Maak dit sin, jou hele lewe begin verander, nee, onder hierdie koning, hierdie gesalfde koning Jesus. Dit is wonderlik. Okay. Maar nou, een ding wat hy beslis in jou doen is, hy maak van jou 'n Christen. As hy in jou lewe inkom, en hy het sy lewe vir jou geoffer, en hy was die profeet wat sê, kom na my toe, dan maak hy van jou 'n Christen. En dan gaan ons vanmiddag meer leer oor dit. Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Ok, kom ons kyk daar. Maar kom ons voordat ons daarby kom ons merk eers gou vir julle werk, kom ons vat die boekie, dan kyk ons wat staan in die boekie. By 12b, Sondag 12b, dis al bladsy 11. Kom ons kyk 'n bietjie. Kom ons kyk, nou die vraag is daar. In watter stad is die volgelinge van Jesus die heel eerste keer Christene genoem? In watter stad? Wat het julle gesê? Antiochië. Ja, Antiochië. Kom ons kyk 'n bietjie, waar is Antiochië? As jy staan op die kaart en so kyk, en mens gaan hier op Damaskus toe, is nie Antiochië op hierdie kaart nie. Kom ons kyk 'n bietjie of nie nog 'n kaartjie so is. Hierso. Ek is amper seker as van hier Antiochië sien. Ons kyk 'n bietjie. Hierso. Kyk nou hierso, né? Hierso is Egipte land, daar kom die Nyl uit onderuit Afrika uit, kom die Nyl op, en loop ons om. Daar kry ons nou Jerusalem, dan gaan ons op, dan kry ons Damaskus, né? Damaskus in die Ou Testament 'n baie belangrike stad. Gaan ons nog op, dan kry ons Antiochië. Nou, Antiochië is omtrent daar waar, op hierdie kaart, as ons nou daar kyk, is waar Aleppo is. En Aleppo is 'n stad wat jy vandag af kry, hierso. Hierso is Aleppo. Nou, Aleppo, dit is 'n wonderlike plek. Jy kry vandag daar so vreeslike baie manuskripte van die Ou Testament, die Hebreëse manuskripte. En so in 2014 het die daai ISIS ouens het die plek omtrent heeltemal op pap geskiet. Eintlik baie jammer, want dit is al goed weg. Nie alles is weg nie, maar 'n klomp van dit net stikkend geskiet. Stupid. Maar in elk geval, Antiochië was 'n baie belangrike stad. En hier vir die eerste keer in Handelinge 11 lees ons, want wat nou gebeur is, hier in Jerusalem, in Handelinge 6, dan kies hulle vir Stefanus as een van die eerste diakens. En in Handelinge 7 lees ons hoe hy doodgegooi word met klippe. En dan in Handelinge 8 en Handelinge 9 sien ons daar gebeur vervolging van die gemeente, van die kerk in Jerusalem, en dan begin die ouens vlug. En een van die plekke waartoe hulle vlug, is Antiochië, jy kry hulle daar. En daar begin die Joodse Israelitiese Christene vir die eerste keer die evangelie deel met ander volke, met Grieke. Nee, dit was vreemd. Hulle het gedink, nee, mens kan nie evangelie so maklik deel met iemand anders wat van 'n ander volk nie. Maar toe gebeur dit. En daar in Antiochië kom toe 'n kerk, die kerk in Antiochië, en daar is vir die eerste keer het die mense van die stad Antiochië, hierdie kerkse mense, Christene genoem, want hulle sê, ons volg Christus. En daarom noem hulle toe Christene. Hulle het die disciples Christene genoem. Dit is 'n interessante ding. Hulle het hulle self nie Christene genoem nie. Die mense het vir hulle Christene genoem, want die mense het na hulle gekyk en gesê, ons sien hier, ons is volgelinge van Christus. Ok, sien julle dit? Dit is belangrik. So, as die mense nou na ons kyk, wat sê hulle van ons? Is ons volgelinge van Christus? Mense moet dit kan sien. Nou, dit is belangrik. Ok, disciples, ons is in die eerste plek disciples van Jesus, maar disciples volg Jesus. En hulle elke dag se lewe leef hulle onder koning Jesus, en dan sien hulle, ons verkondig Christus en hulle praat oor Christus, en wragtig, hulle volg ook Christus. Ok, en dan noem hulle die ouens daar in Antiochië Christene. Ok, maak dit sin? Ok,
Kom ons kyk na die volgende een. Wat beteken die naam Christen? Wat sê Johannes, wat sê jy? Gesalfde. Ok, dis wat Christus beteken. Wat beteken Christen? Christen. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n boekie van ons, daar by Sondag 12b. Hierdie boek het gesê volgens wat ek weet. Christus, ok, is dit reg? Kom ons kyk net 'n bietjie, ek dink nog ons dit beteken baie sterk volgeling van Christus. Kom ons kyk net hierso, waarom word ons Christene genoem? Dit is 'n heerlike naam, want daarmee word ons vernoem na ons gesalfde saligmaker. Die naam Christus beteken gesalfde, die naam Christen beteken dieselfde, gesalfde. Ok, jy's reg Johannes, gesalfde. Maar natuurlik nie presies dieselfde as Christus nie, né? Ok, ons gaan nou kyk verder daarna. Kom ons kyk vragie 3. Tot watter 3 ampte is jy as Christen geroep en gesalf? Watter 3 ampte? Wat sê jy, Andile, het jy een vir ons daar? Kom ons dink 'n bietjie. Watter 3 ampte is Christus ingesalf? Profeet, priester en koning. En ons is dieselfde, profeet, priester, koning. Nou, maak dit sin. Ons gaan nou kyk daarna. Ok. Nou, hoeveel keer lees jy die woordjie kan in antwoord 32? Marie, wat het jy gesê? 4 keer. 4 keer, nou, ok. Wat is jou werk as profeet? Sê dit in die woorde van antwoord 32. Wat sê jy daar, Johannes? Wat is jou werk as profeet? Om te bely. Ek bely die naam van Jesus. Ek bely dit. En daarmee sê ek getuig ook oor Jesus in hierdie wêreld. Ek praat oor Jesus in hierdie wêreld. Nee. Ek vertel vir ander daarvan. Ok. Kom ons kyk bietjie, wat sê vragie 6? Wat is jou werk as priester? Sê dit in die woorde van antwoord 32. Wat sê, Andile, het jy daar, kom ons dink 'n bietjie. Wat is jou werk as priester? Kyk, lees sommer daarso, lees daai antwoord, lees al by antwoord 32 vir ons. Sommer in die katekismusboek daarso, Andile. Ja, lees vir ons daar antwoord 32. Die geloof in die van Christus. Nee, gaan bietjie, waar is jy nou by 32? Ag, by Sondag 12 vraag en antwoord 32. Het jy hom daar? Die antwoord. Ja, die antwoordjie. Omdat ek Ja, is reg, daar sy lees hom vir ons. Okay. Omdat ek deur die geloof in bloed van Christus is en daardeur deel aan sy salwing het. Ok, sodat, lees hom verder. Sodat ek sy naam kan bely. Ag, daar sien ons die profeet, sodat ek sy naam kan bely. Nou kyk die volgende een. Die volgende een gaan jy die priesterwerk sien. Kyk daar. Myself. As 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy. Daar sy 'n dankoffer. Christus offer homself en so betaal hy my sondeskuld. Maar nou offer ek myself aan Christus. Ek gee myself radikaal oor aan Jesus Christus. My hele lewe gee ek aan hom oor. Ek behoort nie meer aan myself nie. Ek behoort met alles wat ek het aan Jesus Christus. Ok, dis belangrik, né? Goed. Kom ons kyk daar by vragie 6. Moet kyk hoe laat sit nou. Ok, nee, dis nog. Vragie 6 sê: wat is jou werk as priester? Dit het ons gesê. Wat is jou werk as koning? Wat is jou werk as koning? Wat sê jy daar, Marie? Sodat ek om teen die sonde en duiwel te stry. Om teen die sonde en die duiwel te stry, okay, en hierna saam met Christus in ewigheid oor alle skepsels te kan regeer. Nou, ons gaan weer as konings regeer. Okay. En dan vragie 7, vragie 8. Hoe kry ons deel aan die salwing met Jesus, met die Heilige Gees? Hoe kry ons deel aan die salwing met die Heilige Gees? Ons gaan nou dieper daarop ingaan, maar ek wil hoor wat sê julle. Wat sê jy daarso, Johannes?
Deur die geloof. Goed. Christus in jou werk. Ja, ek stem saam deur die geloof. Kyk 'n bietjie daar by die katekismes, wat sê die antwoordjie daar? Lees vir my net die eerste gedeeltjie van die antwoord, Johannes. By antwoord 32. Eerste deel. Ja. Omdat ek deur die geloof 'n lid van Jesus, van Christus is. OK, ek is deur die geloof 'n lid van Christus. OK, lees verder. En daardeur deel het aan sy salwing. OK, daardeur deel het aan sy salwing. Kom ons praat gou-gou daaroor, want hierdie is geweldig belangrik. Net gou hier uitvee. Ons moet 'n plekkie hê toe. Ons maak nou so. Dit daar's Adam. Adam is soos 'n boom en ons is die takke in Adam. En dis regtig hoe dit is. Dink dan net vir jouself ook, né? Ons is nou, as jy ons vat, ons is 'n resous. OK? Gaan terug met die resous, dan kom ons 1688 toe hulle in Suid-Afrika gekom. Gaan terug, dan kom sien hulle was eers in Frankryk. OK? Daar het hulle gebly in Mer. OK? Vat nou Andile, die Khoisas. Waar kom hulle vandaan af? Transkei. Ja, maar voor hulle in Transkei was, het hulle uit Afrika gekom, né? Die Zulus en die Khoisas is Nguni mense. En hulle kom uit Noord-Afrika en dan kom hulle in Afrika. Die Tswana mense en die Sotho mense kom bietjie meer weer uit die middel van Afrika uit. Nguni mense kom langs die ooste kant van Afrika af. So kom ons van oral af. OK, ons kom van ergens af. Waar kom ons almal vandaan af? Van Adam af. As jy kyk hierso, ons kom almal van Adam af. Né? As ons teruggaan hierso is ons nou. Waar is ons nou? Waar is ons tyd? Hierso is ons nou 1000. Hierso. Ons lewe nou hier. Nou gaan ons terug met die tyd. Kyk, dis 'n tydlyn. Nou gaan ons terug met die tyd. Waar is Christus? Hier is die kruisiging. Dis 2000 jaar terug. Gaan ons terug. Hier is die vloed. Waar is die vloed? Hierso. Hier is die sonvloed. Wie bly die sonvloed oor? Noag en sy 3 seuns. Sem, Ham, Jafet. OK. So waar kom ons vandaan wat hier op die tafel sit? Of Sem, of Ham, of Jafet. Ons kom van of Sem, of Ham, of Jafet. OK. En ons het een pa, hy is Noag. OK. So die bloed wat hier loop, Andile, dis die bloed wat in jou loop, dis want ons kom almal van Noag af. OK. En toe die mense versprei. En Noag, so oupa was Adam. OK. So ons is almal in Adam. Almal. Alle mense is in Adam. Maar in Adam, hoe is ons in Adam? Sondaars. Ons is sondaars, want Adam het gesondig. As die boom vrot is, hoe is die takke? Vrot. As hierdie boom se wortel, hier gaan die wortel af. Hier loop 'n sewage pipe. Nou sê daar in die sewage pipe. Hoe gaan die vrugte proe? Vrot. En dis hoe ons is. Dis hoe ons is. Ons is in die Adamboom, Adam het gesondig, ons is sondaars. OK? Die community kan nie losmaak van die ancestors nie. Dis hoe dit is.
OK? Ons is aan Adam, ons is sondig soos Adam. OK, nou sien nog 'n boom. OK? Hoe kom jy uit hierdie boom en daai boom aan? Kyk net daarso. Lees daarso. Andile, lees die eerste sinnetjie by antwoord 32. Lees hom vir ons. From the beginning. Ja. Omdat ek deur die geloof in die lied van Christus is. Deur die geloof 'n lid van Christus. OK, 'n lid. Hier's 'n lid. OK? Ek kan hom afbreek en hom weggooi of ons kan hom afkap. Dan's hierdie lid af. OK. Maar hy kan ook aan hom wees. So as Andile wat nou hier groei, glo in Jesus, dan haal ons hom daar af en hy kom nou daarin. OK? Maar dan word hy later aan al hoe meer ander kleur. Okay. Ons is hier so swart van die sonde, of ons is hier sonde, daar word ons al hoe meer soos Jesus. Ons word al hoe meer soos Jesus. Verstaan julle dit? Okay. Sonde maak ons vuil, sonde maak ons onrein, maar nou glo ons en deur die geloof word ek uit hierdie boom, uit die Adam in Jesus in. Dis wat daar staan. Ek word deur die geloof 'n lid van Christus. Maak dit sin vir julle? Ek word 'n lid van Christus. Ek word uit Adam afgebreek, in Jesus ingeplant. OK. Die Heilige Gees doen dit. Regtig. En dit is as ons almal vanmiddag nou wat hier om hierdie tafel sit in Jesus glo, dan is ons almal saam hierin. Verstaan julle dit? OK, maar nou belangrik, hierdie boom is gesalf met die Heilige Gees. OK? Jesus is mos gesalf met die Heilige Gees. Onthou verlede week het ons dit gelees daar in Lukas. Sê die Gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het. Maar as jy nou in Jesus is, dan deel jy in die salwing. Dis daai tweede gedeeltjie. Andile, lees bietjie weer vir ons daar. Lees weer vir ons daai. Omdat ek deur die geloof in die lied van Christus is en daardeur deel aan sy salwing. Daardeur deel aan sy salwing het. Omdat ek hierin is die salwing nie net oor Jesus nie, dis nou oor my ook. OK, maak dit sin. En as Jesus dan 'n koning is en 'n priester is en 'n profeet is, wat maak dit van my? Ook 'n koning en 'n priester en profeet. Maak dit sin? OK, so dis belangrik, ons moet dit verstaan. So, wat sê daai vragie? Hoe kry ons deel aan die salwing van die Heilige Gees? Wanneer ek 'n lid van Christus is, deur die geloof, dan is ek vas en ingelyf in Jesus. En daarom is die Gees wat oor Jesus is, ook die Gees wat nou oor my kom. Maak dit sin? OK. En ons lees dit, net kyk hier so in 1 Johannes. Kom ons maak bietjie ons Bybels oop by 1 Johannes. Kyk 'n bietjie by vers 27. Marie, lees bietjie vir ons vers 27 van 1 Johannes hoofstuk 2. Andile, it is 1 John. So it is Ja, ek got it. You've got it. Okay. Lees bietjie vers 27. Marie? En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Okay. Andile, you know what, it is very confusing. There's a Gospel of John
and then there is a letter of John, and that is 1 John, 2 John, 3 John, and it's right at the back of the Bible. Gaan agter, amper by Revelation, net voor Revelation. Kyk 'n bietjie daar, want ek wil graag hoor hoe klink dit daar in jou Bybel ook. It is about, ja, dis omtrent daar. Wag, het ek jou kom help. Ek net nou, kyk hier so. Kyk. Moenie bang maar wees nie. Kyk hier. Net hier so. Daar sy amper. Daar sy. Lees bietjie, ek wil graag hoor hoe klink in jou Bybel. Lees vir my versie 27. Ekskuus aan die lê. Dis dit. Okay. Lees bietjie vers 27, waar by jou? Want julle egte betref die Gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles en wat hy julle leer is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos hy julle geleer het, moet julle in die seën bly. Okay, daar sien ons sê dat die salwing waarmee julle gesalf is, en daar praat van Jesus se salwing waarmee ons gesalf is, en dis die Heilige Gees. Beteken, nou hoef niemand ons iets te leer nie. Beteken dit ons moet dan niks meer leer nie. Nee, dit beteken ons het nie allerlei mense van buite af nodig nie. Ons is almal in Christus, en ons word geleer deur die Gees, en die Gees leer ons met die woord. Okay, maak dit vir julle sin? Maar ons deel, Jesus sien, is 'n baie mooi versie wat vir ons wys, ons deel in die salwing met Christus, nee. As ons 'n lid is van Christus, as ons in Christus is deur die geloof, dan deel ons ook in sy salwing. Okay. Nou goed, kom ons kyk 'n bietjie daai volgende vragie sê. Vragie 9. Op Kersdag dink ons aan die koms van die geboorte van Christus. Wat op aarde? Dit is maar net ietsie wat daar gesê word, dis nie 'n vraagie nie. Ek weet nie wat, ek is los sommer. Okay, dan kom ons kyk gou na afdeling B. Kyk bietjie na afdeling B. Wat was op die hoof van Aaron en wat het daarmee gebeur? Psalm 133 vers 2, wat staan daar? Kyk 'n bietjie. Psalm 133 vers 2. Weet julle hom? 133. Ja. Het jy maar, Vito, Marie het jy hom? Okay, lees bietjie vir ons daar, Marie, lees van versie 1 en 2. 'n bedevaartslied van Dawid. Kyk hoe goed en lieflik is dit dat broers ook saamwoon. Dis goed en lieflik dat broers saamwoon, né? Het jy hom daar, Johannes? Ja. Okay. Versie 2, Marie. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van 'n Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Sien, hier's 'n prentjie van hoe iemand gesalf word. Aaron, hy was mos die eerste priester en hy word gesalf. Dit loop af oor sy hoof. Dan loop dit deur sy baard. Maar in 'n geval, en dan loop dit af op sy klere. En dis kosbare olie, né? Nou sê hy, as broers saamwoon, is dit amper so, dan is dit so wonderlik soos wanneer Aaron gesalf word met hierdie salfolie. Dis 'n wonderlike ding wat gebeur. Okay? Maar goed, daar kry ons 'n prentjie van hoe dit lyk as iemand gesalf word. Nou, wat was op die hoof van Aaron en wat het daarmee gebeur? Daar salfolie was op hom en dit loop af oor sy baard en oor sy klere. Okay, kom ons kyk na vragie 2. Wie is die julle waarvan 1 Johannes 2 vers 20 praat? Nou is ons by 1 Johannes 2 weer, daar heel agter in die Bybel, kom ons blaai so toe.
Johannes 2 vers 20. OK. Daar staan, en julle het die salwing van die Heilige. Nou, salwing is nou die salwing vanaf Jesus, nê? Kry hom daar, Andile? Dis omtrent daar. Ek is amper daar. Is dit? OK. As jy Openbaring het, dan is jy omtrent by Johannes. 1 Johannes, ja. Hy's net so, daar's hy. OK. Kyk 1 Johannes 2 vers 20. Wat sê jou Bybel? Ek hoor daar wat sê jou Bybel, Andile? Versie 20, 1 Johannes 2 en dan versie 20, ja. Lees 'n bietjie. Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf en julle ken almal die waarheid. OK. Julle het die salwing van die Heilige. Dis interessant dat hy daai Bybel van jou sê Heilige Gees, nê? Julle die salwing van die Heilige Gees, want dit kan ook beteken dat die Heilige soos Jesus is, dan is julle deur Jesus gesalf. Nou, maar ek dink dit maak nou nie vreeslik saak nie. Dit gaan nou oor dat ons deel in die salwing van die Heilige Gees. En hier, wie is die julle? Wie is die julle? Wat sê julle? Wat is jou antwoord? Dis Christene. Dis die Christene. Dis almal wat in Christus deur die Heilige Gees of deur die geloof in Christus ingelyf is. Hulle deel aan daai salwing. OK. Vraagie 3. Waarvan lees ons in Handelinge 2 vers 1 tot 4? Met wie is die kerk vervul? Wat lees ons daar in Handelinge, Johannes? Handelinge 2 vers 1 tot 4. Kom sê so jou antwoordjie vir ons. Gesê van die plek is gevul van die, of nee, hulle is gesalf deur die Heilige Gees. Ja, Jesus het die Heilige Gees oor hulle uitgestort op Pinksterdag, nê? Nee. OK. En dan vraag 4 sê, wat is die offer wat die Here van ons vra? Wat is die offer wat die Here van ons vra? Romeine 12:1. Wat is die antwoord daar, Marie? Wat het jy gesê? 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. OK. Wat op aarde beteken dit? Beteken 'n lewende, heilige. Jy moet jou liggaam stel as 'n lewende en heilige en welgevallige offer. Dit sê eintlik jou hele lewe moet jy vir Jesus stel. En dis 'n belangrike ding, hè. Dis 'n belangrike ding. Kom ons maak 'n praktiese toepassing. Wat beteken dit as jy jouself aan Jesus offer? Kom ons maak 'n praktiese toepassing. Sê nou maar jy wil nou iets doen wat verkeerd is. Sê maar wil iets doen wat verkeerd is. Hoe moet die feit dat jy 'n priester is of dat jy 'n Christen is jou help om te breek met die sonde? Jy moet doen wat welgevallig is vir God. Ja, jy moet dink, as ek nou daai sonde gaan doen, aan wie offer ek my? Aan die duiwel. Ek gee my oor aan die duiwel. Maar ek moenie meer nie, want ek is nou in Christus. So aan wie offer ek myself nou? Aan Christus. OK. As ek hier in Adam is, dan lewe ek vir sonde. As ek in Christus is, dan is ek 'n priester wat myself oorgee aan God. OK. My hele lewe. OK. So, en hier is 'n baie belangrike ding, dit is verskriklik belangrik, maar hierso. As jy nou in die dag sit en jou skoolwerk doen, wat moet die feit dat jy 'n Christen is vir jou daar, as jy besig is met jou skoolwerk? Vir wie doen jy die skoolwerk? Hoekom? Hoekom doen jy dit vir God? Want jy's 'n priester. Jy's 'n Christen. En as jy 'n priester is, dan moet jy jouself offer. Nou as ek hier in die boek skryf, wie se geskryf is daar? Dis my geskryf. Maar ek moet dit doen vir God. Nee, ek moet dit doen vir God. So as ek besig is met skoolwerk, dan moet ek nie maar net besig wees met skoolwerk nie, dan is ek besig om dit te doen vir God, want dit is my skoolwerk. Daai skoolwerk is nooit los van my. Ek kan nie my skoolwerk doen daar en dan gee die juffrou vir jou daarso skryf die juffrou nou. O, mooi. Andile 80%.
die juffrou kan nie sê, daai papier het 80% gekry nie. Dis Andile wat 80% gekry het. So dis Andile se, maar vir wie het Andile dit gedoen? Verstaan julle dit? OK. Jou werk, alles moet gaan vir God, maar dan kom ons ook agter hoe baie maak ons droog. Want hoe baie keer doen ons maar net goed vir onsself. Nee, en dis eintlik verskriklik vieslik. Nee. Want hoe kan jy lewe vir jouself? As jy nou hier lewe het, vir wie lewe jy? Vir God. Ja? Hier lewe ons vir onsself. Nee, en wat bring dit? Dit bring dood. Nee, as ons verlos word en ons is in Christus, dan moet ons weer vir God lewe. En dis goed. Dis baie goed. OK, dit bring blydskap. Nee. Maak dit sin? OK, dis baie belangrik. Goed, ek wil net hê, kom ons sluit vinnig net af. Verstaan julle, hoekom is ons Christene? As julle nou vir my sê, hoekom is jy, as ek vir jou sê, Andile, hoekom is jy 'n Christen? Wat moet 'n mens antwoord? Wat is die antwoord? Hoekom is iemand 'n Christen? Want hy is deur die geloof in Christus ingelyf. Soos as ek sê ek's 'n Christen, dan sê ek glo in Jesus. En hierdie geloof is ek in Christus ingelyf. En daarom deel ek in sy salwing en daarom word ek 'n nuwe mens. Wat is daai nuwe mens? 'n Profeet, 'n priester en 'n koning. Wat doen die profeet? Hy bely. Ja, hy bely. Hy getuig met sy dade en met sy woorde. En wat doen die koning? Hy stryd teen sonde en regeer. Hy stryd teen sonde en hy regeer, hy begin nou al regeer. Nee, hier oor die wêreld en uiteindelik volkome in die toekoms. Nee, en wat doen die priester? Hy offer homself. Offer homself aan Jesus. Dit sê ek gee myself radikaal oor aan Jesus. As Jesus daaroor praat, kyk nou 'n bietjie, ek wil hê, maak gou julle Bybels oop by Lukas. Lukas 14. Lukas 14. Of nee, hier's 'n beter een. Matteus, kom ons gaan na Matteus 10 toe. Matteus 10. Matteus 10 vers 37. Lees 'n bietjie vir my Andile, lees jy 37 van Matteus 10 en dan Marie, jy lees vers 38 en Johannes, jy lees vers 39. OK? En lees 'n bietjie daar. En wat sê vader of moeder liewer het as vir my is nie werd om aan my te behoort nie. En wat sê seun of dogter liewer het as vir my is nie werd om aan my te behoort nie. OK, dis nou Jesus wat daar met ons praat, nê? Nee. OK, Marie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. OK, vers 39. Johannes. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Nou, dis die priester. Jesus sê, as jy jou pa en jou ma liewer het as vir my, dan moet jy my nie volg nie. So dit beteken, Jesus moet die heel belangrikste word, en dis daai offer. Dis daai offer. Jesus word vir jou die heel belangrikste. Selfs jou eie lewe. Selfs jou eie lewe. Nee, jy is bereid om dood te gaan vir Jesus. Nee. Daar was op 'n stadium, ek gaan hierdie storie vertel Andile, in Natal, en ek kan nie onthou waar presies nie, in die Midlands van Natal, was daar in die 1990s 'n ANC
Hy was by dieselfde vensunit van die ANC, toe kom hy tot bekering in die Fondkerk, Gereformeerde Kerk. En toe sê sy vriende vir hom, of hy het 'n vriend gehad wat vir hom toe sê, jy moet vlug, want hulle gaan jou doodmaak. En toe gaan hy in die aand na die meeting toe, waar hulle beplan om hom dood te maak. En hy sê, Isak, ek glo in Jesus. En toe het hulle hom doodgemaak uiteindelik. Maar toe in daai dorpie het daar baie mense tot bekering gekom, oor daai een ou, wat gesê het, Jesus is vir my so belangrik, dat ek bereid is om dood te gaan. Bereid om dood te gaan. Maar nou, en nou sê Jesus, kyk by versie 39. Lees bietjie vers 39 aan die. Ja? Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Okay. So as jy jou lewe wil beskerm, sê Jesus, dan gaan jy dit verloor. Hoe gaan jy jou lewe beskerm? Dan vat nou daai voorbeeld van daai ou. Hulle sê vir hom, jy het 'n Christen geword, so jy is vir ons gevaarlik, dalk gaan jy na die polisie toe gaan en al ons goed vertel. Dan sê hy, nee, goed, ek sal dit nie doen nie, ek sal op om 'n Christen te wees. Daar het hy sy lewe beskerm. En sien julle wat het gedoen? Het hy Jesus gelos. En net dan verloor jy jou lewe, want dan gaan jy terug van daar af hiernatoe. En hier is jy dood. Maar as jy daar bly, hulle kan jou maar doodmaak, maar jy is hier binne. Jy het die lewe. Okay? Jy gaan hemel toe en uiteindelik gaan jy soontoe. Okay? En dit is die belangrikheid van die radikale oorgawe aan Jesus. Neem jou kruis op en volg Jesus. Okay? Dit is die roepstem van Jesus. Hy sê, kom na my toe, kom bly in my, en word hier by my 'n koning en 'n priester en 'n profeet. Okay. Goed, kom ons bid. Onse Vader, baie dankie dat ons nou weer vanmiddag in die woord kon wees. Ek bid Here dat U ons sal seën met U Heilige Gees wat geloof in ons sal opwek om ons aan Jesus oor te gee. En dankie dat U vir ons sê dat ons deur die geloof 'n lid van U word, Here Jesus. Ons bid dat ons sal voluit net deel in die salwing en dat hy ons sal bekragtig om in hierdie wêreld profete en priesters en konings te wees. Amen.